empty cross, the empty grave. Life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. Oh, he's alive. And oh, happy day, you washed my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever I am changed. When I stand in that place, free at last, meeting face to face, I am yours, Jesus, you are mine. Endless joy, perfect peace, earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. We believe he's alive. And oh, happy day, you washed my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. No, forever I am changed. And oh, what a glorious day, what a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day, what a glorious name. Whoa. And oh, happy day, you washed my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Your love has rescued me. Forever I am changed. What a glorious, glorious day. I'll never be the same. Hallo julle, dit is so lekker om julle te sien. Ek is Willemien en ek is mal daaroor om buite te wees. Daar is darem maar niks so lekker soos om buite in natuur te wees nie. Hou julle ook daarvan? Nou as ek buite in natuur is, kan ek nie help om rond te kyk en alles te sien wat God gemaak het nie. Man, daar's voeltjies in die lug. Daar's bome wat oral staan. Daar's selfs grasies wat in die wind rond beweeg. Dis darem maar lekker om buite te wees. Julle, ek het amper vergeet. Ek is opgewonde vandag. Ek het by my posboom 'n pakkie gekry. En ek kan nie wag om te kyk wat binne in hierdie pakkie is nie. Wil julle saam met my kyk wat daarin is? Hierdie pakkie het vir my 'n baie interessante prentjie op. As ek na hierdie prentjie kyk, dan herinner dit my aan 'n TV-program wat ek so elke nou en dan kyk. Survivor. Het julle al Survivor gekyk? Ek is mal oor daai program, want dit is waar mense moet oorleef. Hulle word almal so saam op 'n eiland gesit en dan moet hulle probeer oorleef daar, maar terwyl hulle oorleef, moet hulle aan allerlei interessante kompetisies deelneem. En my gunsteling kompetisie is wanneer hulle sulke grous, grillerige kos kry wat niemand in die regte lewe sal wil eet nie, wat hulle dan moet eet en die persoon wat dit eet is dan die wenner. Kom ons kyk nader na wat in hierdie pakkie is. Die pakkie sê die Johannes die Doper uitdaging. Het julle al gehoor van die Johannes die Doper? Ons hoor van die oom in die Bybel.
En Johannes die Doper was 'n baie spesiale en belangrike ou gewees. Dit was iemand wat God 'n baie belangrike werk gegee het. Sy werk was om die pad voor te berei vir die Messias. Die Messias is die persoon wat God gestuur het om die wêreld te red, ook bekend as die lig van die wêreld. Die oom Johannes die Doper, sy werk was nie net om die pad vir die Messias voor te berei nie. Hy het 'n ander werk ook gehad. En dit was om mense te doop. Johannes het mense gedoop wat nie meer sonde wou doen nie. Doop is om onder die water ingedruk word, dat jou kop en jou voete en alles toe is onder die water. So die doop, of onderdompeling, is soos wat ek vandag gaan doen met hierdie beskuitjie. Ek gaan die beskuitjie vat en ek sit hom in die koffie, sodat hy heeltemal nat kan word. En dis presies wat oom Johannes gedoen het met die mense in die Bybelse tyd. Hy het ook die mense onder die water ingedruk, sodat hulle heeltemal nat geword het, want dit het die mense gehelp om te verstaan dat God hulle sondes ook heeltemal skoon kan was. Eendag was oom Johannes besig om te preek en nog steeds mense te doop, en terwyl hy besig was daarmee, toe kom die regte, egte Messias daaraan, die lig van die wêreld, wat hy die mense van geleer het. Die lig van die wêreld se naam is Jesus. En Jesus het na hom toe gekom, en hy het vir hom gevra om hom te doop. Maar Johannes wou dit nie gedoen het nie. Want ons almal weet dat Jesus niks sonde gedoen het nie. So hoekom wil Jesus gedoop word? Maar Jesus het geweet, dit is belangrik vir hom om gedoop te word. Dat dit die wil van die Vader in die hemel is, dat hy gedoop moet word. Want dit is die begin dan van die groot werk wat hy hier op aarde gaan moet doen. Maar Johannes wou dit glad nie doen nie, so Jesus het aangehou met hom te praat, en uiteindelik het Johannes gesê, okay, hy sal Jesus doop. En hy het Jesus gevat, en hy het Jesus onder die water ingedruk, van sy kroontjie op sy kop, tot sy klein toontjie, was Jesus heeltemal onder die water ingedruk. En toe hy uit die water uit opkom, toe gebeur daar iets verskriklik groots. Iets wat niemand anders nog ooit daardie tyd beleef het, gesien het of gehoor het nie. Wil julle weet wat dit is? Toe Jesus uit die water uit opkom, toe skeur die hemel oop. En daar kom 'n duif, die Heilige Gees, soos 'n duif op Jesus neer. En hy land op Jesus. Maar daar was ook 'n baie diep stem wat gesê het, hierdie is my geliefde seun, en vir hom is ek baie lief. Die mense wat in die omtrek was, hulle het dit gehoor, en hulle het daardie dag geweet dat Jesus die seun van God is. Nou dat julle weet wie oom Johannes die Doper was, kom ons kyk wat hierdie uitdaging van hom is. Ek kan nie wag om te sien wat in hierdie pakkie is nie. Toggie. In hierdie pakkie is daar heuning en springkane, heuning en springkane. Ek weet hoekom hy heuning en springkane gestuur het. Ag nee. Toe oom Johannes die Doper in die woestyn gebly het hy net springkane en heuning geëet. Okay, challenge accepted. Sjoe, dankie tog, dit is verby. Maar nou is ons by vandag se onthouversie. En ons gaan lees uit die Bybel uit in die Nuwe Testament uit Markus 16 vers 16. Waaruit gaan ons lees? Uit Markus 16 vers 16. Die versie sê, almal wat die goeie nuus hoor en dit glo, moet gedoop word. Markus 16 vers
16 sê, almal wat die goeie nuus hoor en dit glo, moet gedoop word. Nou ek hoop julle onthou hierdie en ek hoop dat julle ook die goeie nuus ontvang in julle lewens en dat julle hart en julle lewens vir God sal gee en eendag die besluit sal maak om ook gedoop te word as 'n stap van geloof. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here Jesus, dankie vir 'n baie goeie dag wat U vir ons gee. Dankie vir al die mooi goed in die natuur wat ons kan geniet. En dankie Here dat U baie lief is vir elke liewe een van ons. Help ons hierdie week, Here, om goeie besluite te maak. Help ons om U hart baie bly te maak, Here, om ander mense te behandel soos ons behandel sal wil word en om goeie goeders te doen wat U liefde vir die wêreld sal wys. En as ons verkeerd doen, Here, vergewe ons asseblief en help ons om nie weer dieselfde foute te maak nie. Amen. Nou totdat ons weer saam kuier, wees wild, wees gelukkig en prys die Here.